die ergste vervolging. Matteus 6 verse 11 en 12 sê, Gelukkig is julle wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Kom ons bid as voorbeeld van voorbidding vir 'n land, vir Noord-Korea, waar Christene die ergste ter wêreld vervolg word. Dit is hoe dit daar gaan. Alle geloof is streng verbode en word as verraad beskou, omdat dit afbreuk doen aan die verheerliking van Kim Jong-un. As 'n skrifgedeelte by iemand gevind word, word die hele familie, kinders incluis, wreed gestraf, ook almal wat daarvan geweet het. Dis almal se plig om op ander te spioneer. Christene moet dus uiters versigtig wees in wat hulle laat blyk, selfs teenoor hulle kinders. Tog is daar moontlik honderdduisende Christene wat vasstaan in hulle geloof. Sendelinge gaan steeds in die geheim die land in. Radiostasies saai oor die land uit en geheue-stafies met Christelike materiaal word ingesmokkel. Kan jy nou 15 minute afstaan en vir ons broers en susters daar bid? Hulle maak so daarop staat. Kom ons bid saam. Hemelvader, die lyding van medegelowiges ruk my aan die hart. Ek bid vir die gelowiges daar, vir al die 30.000 in strafkampe. Ek bid vir die sending na Noord-Korea. Ek bid vir die arme burgers daar, dat die regering omvergewerp sal word en vryheid sal kom. Gryp in, Here. Amen. Die Here seën jou.